Dengan alles berat, moet die kak praat hier man. Groot vriend van my. Ek dink hy nodig nie baie introduction nie. Dis die ou wat as jy by die klub inloop, dan wil almal vir hom groet, jy sien. Hy groet die hele klub voor ons begin drink. So jy moet dronk raak as jy by die huis is, want anders gaan dit maar 'n lang storie by die klub wees, né? Ossie, As hy moet. introduce bietjie jouself. Almal ken hom. Meeste mense ken hom as Gedou, Doue, Uncle Os. The world is your oyster. Jy kan my jouself introduce. Ek is Austin Makelo, ek is van Danneskil, gebore in Johannesburg, groot geword hier in Danneskil, so ek is nou 'n inwoner van Danneskil, ja. Nie veel oor myself, ek is 'n plat op die aarde persoon. Baie mense sê ek hom beter en hoogmoedig, so is dit die waarheid nie. Ek is maar 'n mens. Ek val af wie jy val. Dis ek. Nou Douwie, vertel vir ons bietjie, né? Ons is mos nou al van kleins af ken Ja. ons mekaar. En ons ken mekaar nou van kleins af. 2006. Ons het saam skool toe gegaan en julle weet mos eintlik net so 'n bietjie 'n background. Julle weet mos eintlik die beste vriende. Kom ons altyd eers van 'n bekleierery af, né? Op laerskool toe ek in Austin beklei, toe trek die man die belt uit, toe moer hy my met die belt en dit was ook nou die laaste gewees. Van daar af toe speel ons rugby saam en ons saam groot geword soos 'n kind in ons huis. Ja. En Douwe, vertel ons bietjie, hoe het jy van 'n stil, teruggetrokke seun op laerskool, maar net gefokus op rugby, na die, hoe kan ek sê, local ikoon geword wat jy baie touch in die, kom ek sê, fashion industry. Jy's 'n ou van jy lyk mooi aantrek, jy lyk mooi na jouself kyk. Ons weet jy's 'n ou van travel, jy lyk nuwe plekke sien. Hoe het daai transition gebeur of wat het gemaak dat jy daai switch maak, as ek so kan sê? Kom ek begin, toe ek jong gewees het, ek het baie ouens gehad wat ek voor opkyk. Soos wie? Melvin Reed, hulle, Dreads, as jy van Danneskil is, hy vir Drego ken. Maar hy is baie ouens van Danneskil wat goed gedoen het, man, van 'n jong ouderdom af. Ja. Hulle het uitgekom uit hulle situasie uit waarin ons groot geword het hulle uitgekom, so dit het my meer geïnspireer om Ook dieselfde te doen. myself te wil doen en ek wil dit nog steeds graag doen. Ek is nog nie te oud om dit te doen nie. Jy's nooit oud om iets nuuts te doen nie. So ek is nog jonk, ek wil nog graag beter doen en mense wys wat ons kan doen eintlik en net jou omstandighede uitkom. So wat jy ook basies sê, die omstandighede is nie definitief as waar jy begin, is nie waar jy gaan eindig. Dis nie waar jy gaan eindig, ja. Jy wil bietjie die youth inspire, ja. Inspire, ja. Nou, jy weet mos nou, soos die myn wat ons nou toegemaak het, ons het al bietjie gepraat voorheen hierso oor. Yes. Dink jy gaan die influencer route probeer nou fulltime doen, het 'n go gee, of gaan jy dit nog steeds maar probeer part-time doen, want soos ek probeer nou social media fulltime. Ons sal sien hoe ver dit gaan, maar weet nie waar jy wen nie. So dink jy kan dieselfde route gaan? Nou dat ek by die huis is, wil ek dit eintlik meer 'n kans gee om dit te kan doen. Ja. Ek is nou net by die huis, so ek kan dit 'n go gee om dit Ja. nou meer as part-time te wil doen, sien jy. Ja. Voltyds te wil doen, maar met jou met langs my. En as jy nie kan nie, sal ek verder vat. Dis goed. Julle het gehoor, Douwie, gee gou 'n bietjie, wat is jou Instagram handle? Waar kan die mense jou kry op Instagram, op wat jou social media handles en Ja. so aan? Facebook ken ons nou Austin Makelo, Ja. 2. Instagram is ek Uncle Osti. Okay. TikTok is regtig 'n mens van TikTok hier, so. Kom ons los hier ry ene. Ja, ek weet die TikTok is deesdae, as my sê, my opinie, ek het ons op TikTok begin, Ja. maar op TikTok het voel vir my, daar's te veel rules and regulations Yes, daar, man. yes. Jy post dit een ding, dan word eers gereview en Yes, hulle kyk eers na dit. ja, en dan dis die stupidste ding, maar dan blok hulle dit so mense sien so. En ek voel almal kan, anyways, dis spesiaal om op TikTok op te blou nie. Nee. Mense doomscroll mos nou maar daarso. Yes. Nou Douwie, ek sal sommer die ys breek, né? Yes. Ek sal sommer 'n confessionkie gooi hierso, Okay. en dan gaan jy 'n confessionkie gooi, en dan so tussendeur
Ek het mos net hoeveel confessions, het hulle nog nie gesien nie, wat mense vir my gestuur het, wat ek gaan lees, obvious, ons gaan nie name opkoppel nie. Yes. So, as julle enige lekker confessions het, moenie synig wees nie, share dit met ons gaan dit dalk gebruik op ons podcast, laat die mense lekker lag, want julle weet, mens kan nie genoeg content hê om oor te lag, die lewe is maar suur. Ja. So, ek en my een vriend, ons was seker hoërskool gewees, ons het 'n sleepover gehad, dit was ek en hy en nog 'n vriend, en, nee, dit was laerskool gewees, sorry, en, ons lê nou lekker aan die bed, die een vriend, hy het 'n matras gegooid, daar is ons het by sy huis geslaap, het maar gesê ons kan in sy bed slaap. Yes. Hy was nou heel skaflik en so aan. Daai tyd, ons het nou lekker gekuier en dit, en is nou laat aand, en die ou slaap nou al, en ek het 'n moerse pis, nee, ek het 'n moerse pis, en jy ken maar as jy nou, sê nou maar niet is by iemand sy huis, so wat, jy wil nie nog rondloop in die aand, jy is bang vir die hond, en al sulke goede, en ek sê my vriend, dat langs my slaap, jong, kyk die kak, nee, en ons gaan, en ek pis, ek pis in hy man sy bed, hier die volgende oggend moer sy pa dink, hy het in die bed gepis, en hy weet ons het hom rad gepis, so shout out na jou, ek gaan nie name noem nie, maar dis my confessionkie vir die dag, man het ons nou sê, jou kak maar aangejaag, wat is jou dittieste confession, jy hoef nie name te noem wat jy al gedoen het, iets wat jou ekse, dalk jy weet, ons ken jy is 'n man van vele talente, so hulle gaan nie weet wie was het, die enige lekker dirty confession wat jy dalk met ons kan deel, iets interessant. Ja, waar begin ek nou? Ek moet nou mooi dink, wat is 'n confession? Ek wil nie... Goeie man, dis die Veldbeek show, dis 'n Veldbeek show, hierso gaan enige iets, hier gaan enige iets, jy kan nie tronk toe gaan nie. Ek het so 'n kleintjie man, en almal het seker al 'n geval gehad met iemand wat eenmal nat geaard het by die skool. Ja. Dat is my veelste confession. Ek het al nat gemaak. So Jens jy al vir jou nat gemaak het. Dis is skande. Dis is skande nie. Hoe oud is jy? Yes, ek dink was graad 3. Graad 3. Oh, okay. Graad 3 so was nog laerskool gewees en jy weet hy kogel, hy gaan nie weg. Hulle gaan jou nie los nie. Hulle gaan jou nie los nie. Hy bly vir ewig. Nou Douwie, ons ken mos, jy het op 'n tyd mos nou dreads gehad, né? Ja, nee. Dit was mos eintlik waar jou begin van jou era was, wat jy begin gevoel het, né? Jy sit jouself out there. Yes. Jy begin vrouens kry en wat. Is dit die dreads wat vir jou die confidence gegee het, of was dit nou maar net die begin wat jy 'n look wou uitgesit het? Kyk, ek was so baie skam jong gewees op skool. Okay. Ja, ek was baie skam. Ek kon nie 'n meisie uitvra nie. Ja. Ek het hot flashes gekry. Ek moet reis ook om ek moet weet dat om te gaan praat daarvoor. So ek was baie skam gewees, maar ek dink toe ek skool klaar maak en toe klim ek uit my kassie toe begin vat ek aan. Maar ja, tot nou nog toe. Jy kan nie skam sien, ook nie bang is nie, want die nie is net nie so. Dis waar. Maar die dreads het my die aantreklikheid begin, ek het styl gehad al van daai tyd af. Ja. Het ek begin aantrek en tot nou nog toe ek het later 'n bles begin kry. Ja. Shout out to the ones wat bles het. Jou styl eindig nie daar nie. Ja, nee, ek het later bles begin kry so. Toe moet ek net die dreads sny en nou nog ek is so 'n bietjie skaam oor my kop nog steeds, maar hoe kan ek man maak by hairline is terug so. It is what it is. It is what it is. Maar daar's niks wat hoodie kan fix. Daar's niks wat 'n hoodie kan fix. Hulle noem dit mos 'n headfish of wat? Wat noem hulle dit? Maar 'n headfish. Yes. Maar jy sê headfish. Nou jy sien daai hè. Iets wat ek jou wat ek ken, jy's mos nou ou van sport en goeie soos 'n bietjie off die topic. Het jy gesien daar's 'n ding wat nou die laaste jaar of 2, ek weet nie kyk die UFC nie. Nie regtig net as groot fights, ja. Maar het jy gesien meer mense soos sport ikone wat mens opkyk en goeie so dit, né? Het jy gesien baie meer van hulle post
fight show, post-fight speeches Yes, en dit, yes. né? Het jy gesien baie meer mense rig hulle glory en goed op na die Here. Het jy al agtergekom? Ja, Dis nou die laaste 2 die laaste jaar. jaar. Dit begin al hoe meer en meer Is waar hulle die Here aan bedank bedank, en ja. Natuurlik is dit 'n goeie ding vir ons as mens en goeters. Ek voel dit dit inspireer die jong klomp ook. Is ja. Want hulle kyk na hulle toe om ook bietjie nader aan die Here te kom. Is ja. Shout out vir ons almagtige Vader. Dink jy dit sal meer 'n algemene ding word en dink jy nie ons as upcoming content creators, want obviously ons het dalk nou nie so baie followers of wat ook al soos hulle nie, maar daar is mense wat ook opkyk na ons. Is ja. Soos ek en nou obviously 'n man vloek nou partykeer aan die content of iets soos dit is nou natural wat nou uitkom, maar ek het ook gedink van dat ek hy kyk, 'n man moet bietjie jou mond mos nou maar kyk en ook bietjie shout-outs maak, want jy weet nie wie kyk op na jou, wie se lewe jy kan change, jy verstaan. Is En dan wat ek jou ook nog wou gevra het, Douwe, jy was mos nou 'n man van rugby, yes. van kleins af en opgegaan en dink jy vir die Griekwas gespeel? Ons het wat hy internasionale sports gespeel. Ja. Hy was 2000 ek dink hy was 2000 ja, 2011, 2012 het hy internasionale wat ons die Noord-Kaap gaan gerepresent het. Ja. Dis speel ons hy sewees kompetisie in Pretoria in. Maar dis hulle hou so hele Olympics games. Okay. So ons het met die rugby afgegaan met die sewees rugby. Het ons het die Noord-Kaap gaan gerepresent uit in Pretoria. Ja. Tuks University, ja. Nou sal jy sê jy ken dus ons baie sportsmanne wat die ouens fokus erg op rugby op skool en goed, Yes, dat hulle veral nou. partykeer hulle skep dalk bietjie die akademie af of so, né? Wat sal jy sê, want hulle praat hier daaroor, die manne perform op skool, dan dink hulle obviously almal se droom is mos om vir die Springbokke te speel wat ek kan, maar dan skep hulle so hulle akademie af, hulle dink nie aan hulle moet die rugby gaan jy ook net so ver bring. As spring jy vir die Springbok of iets, dit vat een klein besering en dan is jy uit. Wat maak jy dan? As jy nog maar X Springbok speler. Ja. So jy as 'n klein kind het jy het mos obviously ook seker 'n droom gehad om professioneel te speel en jy speel ook nou vir die klubspanne vir Dan Lime, né? Maar wat sal jy vir die jonger geslag sê, veral jy wat nou 'n laaitie ook het wat in jou voetspore gaan weer obviously wil volg? Wat sal jy vir hom sê? Sal jy mense aanmoedig om as jy sê maar beurt kry vir rugby of enigiets soos dit, sal jy hulle aanmoedig as 'n ouer om meer eintlik op akademie te volg, want ons het baie vriende wat van Drooten en wat al speel het en op die einde van die dag hulle het dit nie gemaak tot so ver. Ja. So wat se advies sal jy gee vir upcomings wat fokus nou op meer op rugby as ons nou op die skool? Kyk, rugby selfs soos op skool, nee, rugby jy kan ook 'n injury kry op skool. Ja. En daarvan vir jou hele Carrière daar loopbaan is in sy helen. So ek sal eerder sê fokus nog steeds op die skoolwerk. Vat jou rugby ligter as wat jy jou skoolwerk self vat. Vat jou skoolwerk meer ernstig as jou rugby of jou sportkarriere, soos sokker en al die wat meer is. Ek ken baie jongs wat regtig hulle moes al ver gewees het met sokker, rugby. Ja. En 'n klein injury het hom uitgehaal. Wow, verstaan. Nie naam noem nie, maar dit is daar so. En dit is so hartseer, weet jy. Want hoe ver kon hy nou al gewees het, die professional? Ja, maar 'n injury het hom uitgehaal. 'n Injury het hom uitgehaal. So fokus nog steeds op skoolwerk, verstaan nie? Fokus nog steeds. Hoor julle jong manne. Kom ons lees gou so 'n confessionkie daarso voor ons oorgaan na die volgende topik. Ek dink die topik gaan ook baie meer in jou alley wees. Okay. So soos ek sê, Douwie ken nog nou nie die confessionsie. Die ene is van, kom ons sê, dit is meneer Akedus wat vir ons die ding gestuur het. Ek weet nie of jy al die terme van
'n dun akedus gehoor het. Het jy dit al gehoor, Douwie? Okay, julle gaan nou hoor waar kom daai term vandaan. So dit kom van een aand se hardkuier en die aand eindig op 'n one night stand. So alles loop mooi en die dade word gedoen tot ons by doggy eindig. Dis waar die terme gebore soos julle weet gebeur dit tussen strokes dat die jumper uitspring en in die oomblik wat jy hom wil terugsit, sit jy die jumper in verkeerde gat. Toe klim sy soos 'n akedus teen die muur op. So the word of the day is dun akedus. Nou weet julle waar die terme dun akedus vandaan kom. Kinders, maak asseblief julle ore toe. So imagine hoe klim die vrou nou teen die muur uit. Soos 'n akedus. Okay, so dit is die confessionkie, dit is vir die breek, tot ons gaan by ons volgende topic. As julle lekker confessions het, stuur dit bietjie vir ons asseblief, julle dun akedus, moenie skaam wees nie. Douwie, jy weet mos nou, die manne sal dit nie altyd sê nie, en jy's mos nou van fashion en goeie soos dit, né? Maar, nie almal van ons, en ek glo jy het dit ook al gedoen, ek het dit ook al gedoen, koop fake klere. Jo. Fake sneakers, en dan wil jy Raymond beklei as jy tekens keer, maar jy die Jordan gekoop vir R900. Jy kan nie verwag, dis 'n original ding, asseblief gents, man, kom ons use common sense. Maar, kom ek sê nou upcoming ouens, soos jy wat mos gesê het, jy bou jouself op. Ek sal liewerste sê, koop vir jou 'n range, fake sneakers, gaan by Bellville, shout out to Bellville, gaan koop vir jou die fake Fabianis en goed, maar moet nou nie fake Prada gaan koop, die gents man, as jy nou hierso bly in Daniel Scale, ons weet Daniel Scale verkoop nie Prada nie, moet dit nie te obvious maak nie, hou net by die fake sneakers, 'n fake gold chain, moet ook nie die iced out oukies koop nie, nee man, gents, almal sien is glas, so julle moet asseblief, wees asseblief ook discreet, jy sien, respecteer jouself, so ek sal nou sê, ek kan sê nou, ek is nou upcoming ou wat ook nou wil, soos Austin aantrek, maar die geldsake is ook nie daar nie, of ek begin nou werk, ek moet nou eens my tannie uitsort en wat, koop vir jou die fake klere, wat ook nou reasonable is, dan bou jy jou brand op van daar af. Ek sal ook nie so sê nie, want, hoekom wil jy shine? Baie mense dink ek dra dierklere, ek dra nie eens dierklere nie. Ja. As ek kan my drip moet check, ja. Ek gaan vir jou straight sê wat. Nou kom ons drip check sommer hierso, want die skoen is? Is 'n Nike Portel. En is nie 'n fake een nie, ek het gesien, ek koop hom by Sportsie, né? Asseblief. Is 'n Nike Portel, hy is maar so wat 3004 gewees. Hulle sê jou tyres moet altyd duurder as enigiets anders wees. Is waar. Jy moet langer met hulle loop. Sokkies is maar by Pep Store. Okay. 'n Draak Mr. Price, 'n broekie. Ja. Mr. Price broekie. Okay. Hy is maar wat gewees, R120 of so. Ja. Sê hulle met die t-shirt, The Fix. The Fix is goed, dit is mooi ouens, julle moet gaan kyk. Ek het actually by Austin geleer van The Fix t-shirt, dit is lekker dik fabriek. En ook wat, R120 betaal vir. En die caps? Die caps is Mr. Price, soos ek sê, ek is hier. En nie die earrings? Oorbel het ek by Takealot, het ek nou gekoop daardeur, hulle kry, daar so pakkie wat jy kry wat, ek dink daar so 6 of 7 stelle in, van klein af tot groot. Okay. Maar ek dra nie dierie. So dis eintlik oor meer hoe jy die klere kan match en hoe jy jouself gedra. Dis julle ding, ja. Hoor julle, so julle hoef nie die diergoedjies te dra nie, maar kom ek bedoel nou, om terug te kom nou daartoe, né? Dit gaan nou als oor hoe jy jouself dra, en hoe jy mix en match en wat, maar kom ek sê, so sê nou maar nou, hy wil nou ek gaan nie sê model nie, maar hy wil soos 'n brand ambassador word op Instagram en wat. Yes. Maar hy het nou nie die geld om Nike te dra, hy wil nog graag deur Nike gesponsor word, maar hy kan mys nou nie die dra om ek hoor jou. Sal jy liewerste sê, fake it, ek glo nog as fake it till you make it. Ek glo fake it till you make it. Jy hoef nie onder druk te sit, hoekom wil jy jouself onder druk sit? Ek kry jou cheap klere, match it. Okay, maar ek bedoel nou soos daai as jy nou wil, Hy swaar, hy hoor. Want nou kyk jy nie almal at jou looksie, né? Austin is sover nog die mooiste mens wat ons die podcast gehad het, né? Shout out to Donnie. Jy was die mooiste, Austin is nou die mooiste wat ons op die podcast gehad het.
nie almal het die looks nie, Ja. né? Nie almal het die looks nie. So kom ons sê nou maar jy's nog nie een van die mooiste mense nie, want Yes, ons almal kan nie yes, ewe mooi yes, wees ja. nie, né? Dan jy moet iets hê wat jy kan nou sê maar pep want jy het nou die looks en jy het nou Yes, klaar jou styl yes, yes. Maar ander man soos ek kan nou gaan nou moet Nike dra om na gekyk te word. Eish. Jy sien. Ja. Fake it maar. Ek dink fake it till you make Fake it. Daai tyd soos ek op so dis om 'n confession kie van my kant af van fake it till you make it. Ek glo sterk aan fake it till you make it. Toe ek op YouTube op TikTok begin het, né? My eerste 1000 followers om live te gegaan het, né? Het ek op baie lives gegaan wat wat jy mense follow en dan follow hulle jou terug en dan unfollow hulle almal. Okay. Dis wat nie op die ander platforms nie, maar dis wat ek op TikTok gedoen het om 1000 followers te kry om eerste keer live te gaan. So ek het dit gefake vir hy 1000 followers till I make it. Yes, en kyk waar is jy nou? Ja, ek is nou nie die mees followed persoon of wat ook al nie, maar ek kom daar. So Is jy ferry? ek glo daarin fake it till you make it. Soos ek sê, nou moet nou nie Prada en Yes, Gucci yes. gaan fake goeders koop en dan wil hierdie mense nou appies maak, asseblief. Net so klein ietsie Ja. By die myne het ek so gesien hoor. Kan jy Gucci drama? Maar hy's 'n cleaner. Ek bedoel vat net die foto. Ja. Dan kyk jy hoeveel is hy prys. Dis jou pay. Ek praat van as jy R35,000 pay. Hoe dry R35,000 se broek of sy hele outfit? Ja. Of So iewers bly fake is. dit moet of nog beter. Jy weet mos nie eers in Kimberley kry jy 'n Gucci story. Hier is Versace. Nie eers Versace, die naaste plek is Josie Ja. en wat. Kaapstad hulle. Maar jy weet, daai man was nog nie eens oor die rivier van Buckley Wessie. So hoe het hy daai ding gekry? Jo. Hoe het hy daai ding gekry? Nee, in Joburg ek dink Marabastad, dis mense koop klomp vir goed in Joburg, jo. Daar's 'n wat op hulle klein straat, Ja. small street of waar so in Joburg. Ja. Ander ouens het nou die dag wat ek op Instagram gegaan het, ouens wat ek ken. Toe sien ek die ouens gaan shop regtig daar en toe's daar Gucci en Versace, Fabiani, alles is daar. Ja. Toe sê hy ou nee, is nog nooit. Maar hulle gaan koop ook so fashion klere. Ja. Reeds in die straat in. Maar wie sal ken? Ek kan net Joburg uitkom. Verstaan jy? Dis waar. Maar soos ek sê ook, nee man, jy moet reasonable wees man. Wees reasonable. Nie groot oogie, hy is nog groot oogie. Ja, soos followers en so wys, mix and match. Moenie nou soos daai manne wees. Die man koop een Lacoste T-shirt, né? Dan draai daai ding tot hy krokodil doodgaan, tot hy omkap op hy hemp. My dra daai een hemp elke liewe festive, elke liewe show and shine en elke weekend. Nee man, gentle asseblief. Nee maar hulle sê solank jy hom al draai hom baie keer. Beteken is regtig sy net dit nie geleen nie. Hey! Het julle dit gehoor? Die man het dit nie geleen nie of hy leen dit elke weekend. Of hy leen dit elke Nee, weekend. dan kan jy maar vat maar. Nee, dat kan hy maar vat. Nou, soos ek mos al gesê het, ons het mos ons opinion oor die fake klere en wat. Maar wat sou jy sê is die ergste? Fake jewelry, want ek sien die manne dra iced out goeders. Dis nie eers in Suid-Afrika available nie, maar die ouens dra iced out. Of sal jy sê die kit of ons ken mos maar die algemeenste ding, die skoen. Wat sal jy sê is in jou oë van 'n upcoming ou wat jou eie styl nou kry? Wat sien is die ergste? Wat jy ook sê nee man, dis nou te erg. Ek sal sê 'n skoen, want almal ken hy Air Force sê as jy op hom trap en maak hy so babbel. Regtig hy fake Air Force. Almal ken dit. En nou moet jy 'n Nike portel koop op die straat. Ja. Maar die kom draai dan 3 maande nie. Môre moet ek vir jou vra, maar waar het ek by jy laas gedraai het? Waar het ek by jy laas gedraai het? Hy is weer goeie, maar ek op die aas op. Nee, wat nou? Hy maar ek al op die aas op. So. Nou wat is jou duurste skoen wat jy al gekoop het? Ek het die Timberland, hy was 4,800 gewees. Hy was die duurste wat ek nog ooit gekoop het. Luk man. 4,800. En kit, overall kit. Eintlik ek sê soos ek sê, ek dra nie regtig duur nie. Ek dink hy so Markhams jeans, alroeber hy so 'n yskas kan wear. Nee man. Hulle is so 'n leerige jean.
Ek sien hy wat hy lyk hy blink amper so. Yes. Ja. Hy is seker my duurste jean wat hoeveel gewees het? Toch R700. Ek koop tot my So jy sê, sorry Dominic, jy weet van so jy sê die skipper en die broek, né? Yes. Hy maak nie baie eintlik saakie. Dis meer die skoen wat is meer die skoen wat moet praat van in jou homself. bytjie, in jou bytjie. Die baadjies. In jou bytjie is Ek ook het baie gesien jy belangrik. lyk daai Baseball bytjies. baseball baadjies. Yes. So dis jou Yes, my jou ding. go-to. Jou ding. Ja, is my ding. Nou om nog te kom by die fake ouetjie, wat is hy ander ding met die vlieg bomber jacket of wat? Bomber jacket. Wat 'n bomber jacket? Daai ene wat Alpha of Ja, wat? die Alpine. Alpine. Is dit Alpine? Ek dink is Alpine. Maar ek sien hy wat jy van praat. Ja, hoeveel fake ouetjies dink jy nie loop die manne hier rond? Oh, ek het Hier rond Ivan. Hy het maar so, daar was maar so op 'n tyd 'n trend. Yes. Wat almal daai Yes, jacket gesoek het. Dis baie fake want ek ken hy jacket. Ons het gister wat ons oor het gepraat. Hy jacket se prys begin hier van 3000 af upwards. Ja. Van 3000, ek dink van 3500 af upwards. Is selfs soos 'n Cavella. Ja. Maar daarom gelukkig ons kan nie Cavellas op die straat kry nie. Ek wou nou net sê kry mens fake Cavellas. Ek glo nie. Ek het nog nooit want is net spits wat hom het. Maar dis goed jy kom nou by Cavella, né? Dis goed jy bring Cavella. Ek het al gehoor ek wil 'n statement maak, maar julle mense moet nie beklei nie. En ek het gehoor eintlik 'n Cavella is net 'n vroumens skoen. Hoekom fors die manne dit? Val die manne met die dik voete. In confession ook my Cavella wat ek het is 'n vrou Cavella. So mens kry nou die manne sin is hy lyk bietjie snaaks man. Hy het so 'n dik mond besigheid. Okay. So ek soek hom, hy moet meer smal as hier voor. Ek het nog nie 'n vet voet of. Ek het 'n smal voet voor en so ek soek hom, hy moet meer smaller as voor en maar jy kry nou die man Cavella en jy kry die vrou Cavella, maar my Cavella wat ek het is 'n vrou een. Ja. Shout out to sien julle, né? Unisex. Dit sê soos ek julle sal my kom sien partykeer. Ek lyk ander klere dra sommer ek dra sommer my vrou se plakkies met blomme op. Is ja. Daar is nie meer so 'n ding soos man en vrou eintlik. Obviously ek sê nou nie gaan loop met jou ma se ski pants en rok in die 'n pad rond nie. Yes. Daar's nou 'n limit. Yes. Maar ek bedoel soos 'n hoodie of sulke goed, dit maak eintlik saakie. Maar nou om terug te kom die wat ons nou praat van die Cavella, die manne met die dik voete. Ja. En jy weet ek praat van wie praat ek? Die man daar by die myn. Jy sien van wie praat ek? Ja, nee. Wat so fos. Ja. Maar hy kan 'n man met 'n dik voet Cavella dra. Wat is jou opinie? Want dit lyk hom balance eintlik. Balance op by Cavella, dit lyk of loop op 'n dun muur. Nou Cavella kan maar hy so kokgo. Jy kan net trap 'n soekie. Ja. Want sy so lel klaar is hoog. Is hoog. So ja. So hoe sou jy sê? Ek sal nie sê dik ouens moet Cavellas koop nie man. Ek sal nie dit sê nie man. Hy is versmal en ook is jy ook lang voete ook het. Hy lyk snaaks. Los Cavellas toe. Cavellas is vir ons met die sy 6. Hier, nou dat die jongens die stuk vertel jy. Praat nou van die nog 'n confession jong. Hier's baie confessions hier. Die een keer, saam met wie was ek gewees? Saam met nee, is dit saam met Rob? Nee man. Saam met wie was ek gewees? Maar ek kom by sport sien, né? Is dit sport sien of total sport? Ek kan nie onthou nie een van daai twee, né? Maar dit was ook in die stad iewers gewees. Dit was Rob gewees ek dink. Shout out Robbie. Wat se naam? Ons gaan koop 'n skoen. Ek wil my nog daai Adidas Tonyu of hy het so verskillende klere daai jare nog. Ek gaan jou wys net nou, né? Maar anyways, ek dink dit was saam met hom gewees. Ek wil my skoen gaan koop. Heiland, ek kom by die man sections. Ek sê ek soek die skoen. Nee, hy's net tot size 8. En ek dra size 7. Gaan weer niks. Ek vra die mense nou, wat se skoen het jy hierso? Hulle sê nee, man sizes begin eintlik maar van size 8 af. Ek moet by die vroumense kyk. Hey jong, ek het kak gevoel jong. Hier ek het geoffended gevoel in dieselfde tyd toe ek in Amerika is. Yes. Ek gaan wil my skoen gaan koop. Hey my maat, daai mense is mos giants daai jong. Die skoene ook. Begin daar hoog klaar. Hierso, size 8, 9 is normaal. Hulle sê ek moet by die vroumense section gaan kyk. Of by die kinders. Nou, ander ding ook, my tokse. Ja. Confession. My tokse wat ek het wat ek met rugby speel. Is by die kiddie section gekoop. By die junior section.
Ek dra sy 6, ek dink sy is 5, 6. Maar ek dink 6 het begin. Of wat was die 6? Ek het dus nog alles maar voetjie so. Ja. Die 5 was meer reg vir my want my eerste toks het hulle gesteel. Kar is ingebreek. iPhone vat hulle. Ja, Bosjesberg. So reiskoene is nou gone. Nee, ek het nou nie. Nee, my toks ja, die eerste pink toks ja. Die eerste pink toks wat by die kids section gekoop het. Yes. So die een wat dit gesteel het, julle dra kids toks. Dan bring die man se toks terug asseblief. Nee, ek sê dit nie weer nie. Julle mors. Nee, maar So dit is maar so. ja, nee, jy kyk, of jy klein voet het, dan moet jy maar kiddies en die vir skaam te voel hoor. Niemand gaan weet nie. Niemand sal weet nie. Vrou skoene. Niemand gaan weet. Niemand sal weet nie. Dis waar jy moet nog net met hakskoene rondloop. Daarom toch. Asseblief, hoop 'n ding vir ons. Hier's 'n ander confession hierso. Dis sommer 2 van dieselfde persoon af, né? Ek het al van tevore 'n girl van my niggie, nee, ek het al van tevore 'n girl van my niggies gegooi. Oor soos 'n girl van sy niggies. Na die niggie my gesê het, my girl verneek op my. Oor so dis hy die girl, sy Niggie. die niggie, die girl wat hy het, sy niggie gegooi. Nadat hy uitgevind het, sy girl verneek op hom. So lyk my die niggie, die girl se niggie het vir hom vertel, Ja. dat sy girl op hom cheat. Toe gooi hy sommer die niggie. En die ander een is, toe ek in Oranje was, het ons vriendegroep een aand gaan kuier, en toe het ek so baie rooiprop gedrink, dat ek in die aande geswak het, oor ek getook het, op die rand van die bed, toe kak ek langs my bed, heel dronk natuurlik, bliksem, hoe kak jy langs jou bed, jong? Heel dronk natuurlik, ook hy was dronk gewees, lyk my as hy brandewyn kak. Ja, nee, en hy is sleg. En die volgende oggend stry ek tot die dood, dat dit ek was, daar was 'n groot hond in my kamer. Daar was 'n groot hond in my kamer, waar hy gekak het, en toe sluit ek die deur, ek was baie dronk. So jy hoor die manne geel tot die hond, Die hond wat hier, onskuldige hond. die onskuldige hond gee hulle tot, soos amper dieselfde soos ek wat nou in die man se bed gepis het. Here beskryf ons eintlik slegte harte hier buitekant. As paar ander confessions wat hier so is, maar ek gaan hulle los vir die volgende episode sien. Ja. Van die wat die mense nou ingestuur het. So mense asseblief, weer eens as julle lekker confessions het julle sien, kom ons deel dit met die mense, moenie so skaam wees of wat ek al ons judge nie. Ons gaan dit vir julle gee. Vir die ander mense deel dit met die wêreld. Deel dit bietjie met die wêreld. Daarom word jou naam nie geroep so. Jou naam word nie geroep nie. En nou wat ek jou nog gevra het, ons ken mos nou al die term black don't crack, né? Black don't crack, yes. Wat gebruik jy vir jou vel? Jo. Wat gebruik jy, want daar's nie 'n pysie in sig nie. Nee, wie gekom daarbey? Ja. Ek het laas met 'n meisie gechat. En sy doen die skin routine, Skincare en wat, skincare bezig. Het sy my later vra, wat gebruik jy vir jou gesig en goed? Dus Ja. kan nie. Ek was met sunlight seep, 'n groen sunlight seep. Renijn vat pysies weg, joh. So hy is die skoonste seep ooit. Ja. Was met sunlight seep. Na daai meng ek maar net die vaseline en die cream. En smeer jy hom. Smeer ek hom. Hydration. By- En ons man se skincare is eintlik so easy. Onthou jy op 'n maklik, ja. tyd ek het toe ons nog laerskool was, Yes. ek moes so pysies op die Yes, voorkop yes. kry want ek het ook 'n lekker bles. En dan het ek altyd so lekker lank kyk Yes. gehad en dan het ek so pysies op die voorkop kry. Nou, ek het ook al alles probeer. Zinkpille, ek was by 'n dokter as. Toe het ek ook nog as hy groen sunlight seep. Elke oggend en aand dan Daai was jy hom want hy strip. Yes. Hy strip mos aan die olie en hy droog die pysies uit. Daai ding is die beste vir skin routine. So mense wat sukkel met pysies of iets, kry vir jou daai sunlight seep, jy hoef nie skaam te wees. En gebruik hom alleen, moet hom nie deel nie want nou soos jy nou sê is vir jou gesig gewees, so gebruik hom alleen man. Dan kry jy dit nou weer Ja. vir dan dalk steek jy nou iemand anders aan of Ek het ook pysies gehad destyds soos ek nog jonger. Ek het later hy rooibos, ek dink is die rooibos seep. Hy met so iets daar binnekant hy seep. O, ja. So deskyn en so later het ek dit begin gebruik, maar hy was onnodig geweest want onnodig duur geweest. Yes. So toe sê my ma nee man, gebruik net sunlight seep, gebruik jou eie sunlight seep so. Dis wat ek maar gedoen het.
Nice man, nice. En die laaste vraagie wat ek vir Douwe het. Hoe voel jy oor die term? Daar's mos 'n term van mans metrosexual. Dis soos mans wat agter hulself kyk soos eyebrow, hulle wax hulle eyebrows. Hulle wax hulle eyebrows, man. Dalse. Ja, die man doen hulle nails. Die man se elke Vrydag die fades in. Baard is getrim. Hoe voel jy daaroor? Kyk by my, ek sal glo nie ek sal uitkom wat ek nails en pedicures en oorbrouers en goedie. Ja. Ek sny my maar net Vrydag of Saterdagoggend vroeg. Sny ek maar altyd net my kop want dan doe ek dit te bles so. Ek wil nie hê hy moet wys. Ja. So ek hou maar my kop skoon. Baartjies hierso, ek lyk nou nie hierdie baard nie man. Ek lyk nie hierdie baard hierso ja. So ek sny maar my eie kop self. Maar die res, ek stem nie daarmee saam man. Hy is vir die nails voel vir my so is geierig man. Die nails neers die velletjie terugdruk niks nie. Daai is reg, hy velletjies terugdruk. Maar nie paint soos 'n paint en goed die man. En die oorbrouers, wat jy oor die oorbrouers? Nee, soos ons het maar so dik is. Ek het op 'n tyd, maar jy groei net tot so ver. Jy gaan mos nie nog verder nie. Nee, maar baie lyk Messi soos ek het op 'n tyd het ek so my ek voel tot op 'n mate is dit reg soos ek het baie ek het op 'n tyd my eyebrows gewax. Maar nou is nie iemand wat dit reg doen nie, maar my vrou doen my nails eintlik, né? Ek hou nou my nails, maar my vrou doen my. Yes. Ek nou nie pedicure dit, maar sy druk altyd so die velletjies terug. Maar as jy vrou dit doen, verstaan jy? Ja. Maar nou is jy single of jy loop en soek meisies, maar en jy doen sulke goed, né? Dan lyk jou hande beter as hulle se. Ek ken beter as die meisies. Ja. Ja, jy ken wie? Nee, hier's in Kuruman en ek ken ouens wat regtig hulle ek weet nie, ek sal dit nie doen nie man. Maar mans, julle moet ook nie skaam wees om agter julle self te kyk. Ja, nee. Austin sê ook nou nie, julle moet bang wees dat die seep julle gaan byt en goed soos ek, né? Asseblief. Nou is daar enigiets enigiets van jou kant af of enigiets wat jy wil. Ek wil vir jou 'n vraag vra. Yes. Wie dink jy gaan die World Cup wen? Yes, ja, hy's 'n goeie een. Dis omdat ek voor ons ook eindig. Dis ook iets wat ons gewoon oor praat, né? Ek het mos later ek het mos 'n post gemaak oor dit vroeër in die week, né? Ek dink en hoop Frans wen die World Cup, né? Ek hoop en bid Frans wen die World Cup en ek weet jy hoop Argentina. Ek is 'n groot Argentina fan, Messi. Ek hoe ek by Messi uitkom. Of hoe ek Argentina raak. Okay. Messi is my goat. Ja. Ek het Barcelona gefan omdat Messi daar gewees het. Ek fan Inter Miami, maar ek het seker een game al reg gesit en kyk, maar nooit regtig nie. Ek kyk net altyd die scores want ek weet mos Messi speel daar. Ja. So vir my is Messi die goat. Maar het jy al gesien, né? Dit is goed jy sê dit nou, né? Net sê soos ek daai jare toe onthou vir Sos. Ek onthou vir Sos, Guido. My maat as jy kyk. Ja, toe video call jy my nog. Ek het hom laat gekry. As jy kyk Guido, ons praat nou van jou, né? Guido het gemaak nog. Toe speel ons nog FIFA by sy huis, né? Toe's Robert van Persie nog in Man United, né? Ek onthou dit, ja. Nou ek het altyd met hy span gespeel daar by sy huis. Toe ek begin sokker kyk, né? Oor Robert van Persie. Yes. Ek het tot 'n Engelse speech nog oor hom geskryf. Nou hy het gemaak dat ek tot vandag toe nog Man United fan. Yes. En omdat ek vir Mbappe so like, okay, né? Alright. Fan ek nou vir Frans. So julle sien eintlik, né? Dis nie eintlik so te sê oor die span nie. Kom ek sê nou ons is Suid-Afrikaners, maar ons fan nou buitekant. Dis nie eintlik daaroor, dit gaan meer oor die persoon wat daar speel, jy's 'n fan van hom, so nou fan jy die team automatically. Ja, maar het jy gesien wat gaan aan? Wat is jou take op die wat die klein spanne heeltyd lead tot 88ste minuut, elke keer die 88ste minuut, dan out of nowhere kom skoor die groot spanne en dan wen hulle. Ek weet ek dink nou die dag so iets gepost. Yes, ek het so iets gepost. Toe gaan sien ek letterlik dat dit gebeur. Wat die teamspanne, ja. Even kyk met Argentina ook. Maar kyk hoe word die ouens se dom uitgehaal. One not, lang one not. Dis Ghana uitgehaal, lang one not. Ja. Suid-Afrika, one not op die laaste minuut. Yes. Maar daar's nog vele spanne. Maar kyk soos wat is hy Vertigo, wat hy Cape Verde. Hulle population is 5000 in die hele land. 5000 mense in die hele land. Ja, né?
Hulle is 5000 mense in die hele land en hulle het amper vir Argentinië geëlimineer op die laaste, né? Jo. Kyk die ander teams ook. Die ander teams soos Germany. Germany is uitgehaal van is wie het hom uitgehaal? Is die Paraguay of iets? Paraguay het vir Germany uitgehaal. Dan is dit vir Paraguay 1-0 gewen gister. Is dit gisteraan? Is dit gisteraan of Gister, ja. Het Paraguay verloor 1-0. Ja, teen even wat se naam ook, wat is die ander even vorige Brazil ook. Yes. Die vorige was Brazil, ek dink was Nederland ook gewees as. Yes. Hulle lead tot 88ste minuut. Dan ewe skielik kan ek weet nie is die lower team raak hulle moeg of wat nie, maar dan ewe skielik dan skoor die ou. Dan gaan 'n extra time toe en dan wen die grootspan. En is nie net 1 of 2 nie. Dis paar spanne wat dit al nie gebeur het. Wat dink jy is ek het al amper gesê gevoel so FIFA riek die hulle wil daai kom ek sê even Portugal ook. Portugal het ook amper so uitgeval. Ek kan nou teen wat se span nie, maar dit voel so hulle probeer die fantasy van mense reach Portugal teen Argentina semifinal want ek dink Ronaldo speel kak. Yes. Lately hy's nie eens in die topscorers amper nie. En ek dink dis sy laaste World Cup die. Dis my take. Hy's te oud. Ek dink is sy laaste World Cup. So ek dink hulle probeer daai twee semifinal maak of 'n final. Hulle wil daai twee final maak. Wat dink jy daarvan? Ek dink match fixing, hulle doen match fixing. Yes. Dit sal later hulle sal dit regkom kry want kyk wat wil Donald Trump gemaak het. Hy wou later gehad het Irak meneers deelneem aan die World Cup. Ja. So kyk wat se krag het hy president, wat 'n president is. Kyk wat se krag het hy met die sokker. Wat kan die sokker selfie doen? Wat fair iets sy league is. Yes. So ek dink daar's iets wat aangaan want die spanne speel goed my maat. Die klein spannetjies. Hulle roer. Kyk vir Norway gister. Ja, Haaland kom skoor goed 2 vinnige goals. Daai man het gehuil Neymar. En Brazil, maar hoekom het hulle van Neymar? Hoekom bring hom elke keer tweede helfte op? Kyk, hy het met sy injury. Hy sou mos ook nie saam World Cup toe gekom het nie. Hy sou nie saam World Cup toe smakely selections toe word hy toe weer gebring. Hey, hy sou nie saam gekom het want hy het 'n injury. Want ek het nie verstaan nie, maar wat se naam Brazil was altyd een van die grootste spanne. Een van die grootste spanne, ja. Hulle beteken niks. Even Germany. Yes. Germany word deur 'n dom spannetjie gou geëlimineer. Nou, wat ek glo ook David van Goliath. En die Weibel is waar? Dis waar. Verstaan jy so ek is 'n bedway ou. Ek speel bedway ek like double. Ja. Maar lately en selfs ons nou met die Premier League, hoe die league wat nou kom oopmaak. Ja. Moenie die klein spanne minaggie. Ja, hulle kan hulle nie minaggie. En wat ek ook wil sê, né, julle hoor die man speel bedway en dit. Getroude manne los die bedway asseblief. As jy 'n vrou en kind het, los die bedway. Die man hy's so single man. Hy doen sy ding, wat hy wen sy geld of wat ook al, maar julle ken julle ouens wat die laaste broodgeld vat om te hoop dat Argentinië vir wie ook al gaan wen. Asseblief, los daai storie. Né? Los daai storie. En jy het nog gesê, jy het 'n vraag, het jy nog 'n enige 'n vragietjie vir my wat jy dalk wil weet? Wat inspireer jou want jy raak nooit moeg jy weet ons het al gepraat van jou. Wat jy try alles. Ja. Jy het al printing jy printing company gehad. Wys verkoop. Jy net nooit op moeg geraak nie. Ja. En ek het in regtig waar ons het al gepraat vir jou by die werk. Toe sê ons, ek het nog steeds gesê, jy sal dit eendag maak. Maar dalk nou klein begin, maar eendag jy sal regkom. Die ding is net vir my eerstens die Here, dankie vir die Here dat hy my die krag gee om alles aan te pak en dit. Ek sê vir hom, ek gee vir hom eer en alles wat ek doen. Die ding is ek is 'n persoon wat nie kan stil sit nie, hè. So as ek sê nou maar van iets hou, dan pak ek dit voluit aan en niks kan my stop. Niemand kan vir my sê dit gaan nie werk of wat ek al ek probeer dit. Ek maak dit werk, né? En dit is soos die social media, soos jy weet,
verlede jaar het ek begin, toe hou ek op en toe Yes, ek nou weer yes, begin. yes. Voordat het ek eers social media gehad. nie. Ek het niks account gehad in dit nie. En toe het ek net eendag 'n video gemaak, ons het daar by met die leeu's gewerk en toe dink ek aan 'n van die idee, toe maak ek dit, toe create ek accounts en post dit. En toe van daar af toe doen ek en was lekker. So ek sal net sê jy moet elke dag moet jy vir jou iets kry wat jy op voor staan. Jy kan nie net opstaan elke dag vir jou vrou en vir jou kind en vir jou werk nie. Jy moet vir jou iets kry wat jy elke dag sê ek staan op en ek gaan dit voluit doen. En as dit nie werk nie, dan gaan jy aan na die volgende. Dan kry jy weer iets en weer iets. Die enigste ding is jy is nooit te oud om oor te begin nie. As jy alles verloor, jy is nooit te oud om 'n nuwe karier te begin nie. En jy is nooit te oud om 'n nuwe skill aan te leer en jy is ook nooit te oud om jou drome te volg. Dis kom ek of the record vir ek vir jou gesê het, hy het toe ek hoor jy slaap by die myn toe vra ek jou die eerste ding. Gaan jou social media. Want dis jou passie. En niemand kan jou passie van jou wegvat nie. Niemand nie. Niemand, mense kan vir jou, jy sal sien mense praat baie lelik in my comment section en ek sê net dankie vir hulle komment. Jy daal nie nog op hulle level en goedie. Jy sê net vir hulle dankie vir hulle komment en dan gaan jy aan. Daar sal haters wees, maar as jy nie haters het nie, dan weet jy. Jy doen nie iets reg. As mense jou net prys, jy doen nie iets reg nie. Want die duiwel val net aan. En die wat hy sien is op die regte pad. As jy nie aanval, weet jy nee, jy deen kan op straat gaan sit, hy's 'n loser. Ja, my broer het my ook al gesê, Harry, al praat hulle van jou, al skinder hulle jou, wys reeds jy lewe nog. Ja, mense kan daar kak praat, mense sal praat, my maat hulle soek iets om te praat. Doen jy goed, doen jy sleg? Ja. Sal nog steeds praat. So dis hoekom ek wil graag hê en dis hoekom ek ook vir jou op die podcast gekry het. Austin het al klaar obviously baie meer exposure as ek. Veral hier so in die local in ons plek waar ons bly. Maar ek wil vir hom, daar waar my followers is, wil ek ook vir hom reach, want ek wil ook sien, want ek sien potensiaal in hom, nie net omdat hy my vriend is, ek sien potensiaal in hom om verder te gaan. Die lewe stop nie net hier by Daneskyle. Ja, nee, glad nie. Jy kan nog 'n kontrak kom kry by Adidas of Pep of Mr. Price of enigiets. Dis wat ek graag soek. Die enigste ding is dit consistency is key. Elke dag moet jy post. Al post jy ook net 'n meme. Jy moet post. Nee, want ek is al gevra nou, want ek wil graag 'n model word. Ja. Om vir nie 'n model soos 'n modeling. Walkway nie, ja. Ek praat van nou vir soos campaigns doen vir Adidas, vir Nike, vir Timberland miskien. Wat is 'n ambassadors? Ja, brand ambassador. Ek het op Instagram, Audrey Lunda. Ja. Hy dra nou alles het 'n Markhams t-shirt, maar hulle maak net die Markhams toe. Ja. Maar is 'n Markhams t-shirt en hy ou is goed, jong. Dis influence eintlik meer vir my. Is net in sy hy dra meer formeel. Verstaan jy? Ek het die Zuko, dis een van my sponsors. Zuko Lifestyle. Ek het julle al gekyk, shout out to Zuko Lifestyle. Hulle het hulle eie clothing brand. Hulle het hulle eie drank range en het hulle eie perfume range, né? My maat, jy het nog nie iemand vir die Noord-Kaap nie, né? Ek sal met jou nou praat in die privaat ook. Hierso is die ou brand ambassador vir die Noord-Kaap. Ek is die brand ambassador vir Bloemfontein. So hierso is die ou. Ek gaan jou 'n bietjie sê, ek sal jou 'n bietjie sy Instagram aanstuur. Ek sal jou sy social media aanstuur, dan kyk jy bietjie en die ou like fotoshoots. Ek soek graag hy hom, ek wil graag, So dalk kan daai jou big breakthrough wees. Ja, kan. Mens weet nooit, jy kort net een brand. Kort net, ja. Ja. Maar Dou, ek sê vir jou baie dankie dat jy jou tyd afgestaan het. Ons wag nou al lank, maar daar was bietjie komplikasies. Ons het in verskillende dorpe ons nou gebly en dit en ons almal is ons nog maar besig, maar ons het dit nou gemaak werk. Ek hoop regtig en vertrou dat jou journey van nou af net 'n blessed journey sal wees. Dankie vir jou ook. En die regte, hopelik sommer nou op die podcast sien iemand jou raak en hulle maak jou hulle brand ambassador. Hopelik sal met Zuko ook praat. So ja, jy moet 'n geseënde dag hê. Dankie vir al die followers.
wat kyk, dankie vir al die mense. Follow die man op Instagram, Facebook. As julle ons nog nie follow nie. My co-host Migos, shout out to Migos. Hy's nou nie hierso nie. Die man is op vakansie bietjie daar by die see. Hy sal binnekort weer terug wees. Follow hom daarso op Instagram, op TikTok. Julle kan van my op Facebook Alexander de Kok, Instagram Kalahari Smurf, YouTube Kalahari Smurf. Julle kan my daar kry en onthou, stuur julle confessions. Julle kan my op Instagram DM, stuur my julle confessions. Laat ons ander mense ook bietjie maak, lekker lag. Cheers julle.